Ek wil jou nooi om saam met my jou Bybel oop te maak en ons gaan na 'n gedeelte toe verder af in die woord na 2 Tessalonisense. Nou dis daar waar die klein sendbriefies lê, 1 Timoteus, 2 Timoteus en dan gaan ons na Titus en dan kom ons by 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4 uit. Maar dis net om maar. OK. So ons beleef in die wêreld 'n tyd, en ek wil vanoggend 'n bietjie daaroor praat. Is dit eindtyd of is dit intyd? En ek wil 'n paar gedagtes met jou wissel om dalk weer net vir jouself perspektief te gee. So my inleiding is die volgende. In die wêreld waarin ons leef, in ons omgewing waarin ons leef, is daar verskillende groeperinge van mense. En ons kry mense wat vooruitstrewe, hulle leef, hulle gaan vorentoe. Ons kry mense wat entrepreneurs is, hulle vestig nuwe besighede, hulle begin te bou aan 'n besigheid en hulle motiveer dit, hulle inspireer, hulle wees kreatief in dit alles. Ons het 'n groepering van mense wat ongeag van wat in die wêreld aan die gang is, wil vooruitgaan en wil sukses behaal. Daar's 'n groepering van mense, as ek kyk na argitekte, hulle is mense wat aanhou met nuwe konstruksies na vore kom, nuwe boustyle na vore kom, nuwe tipe huise bou, meer energie vriendelike huise bou. Hulle is vir my altyd 'n mikpunt van wat in die samelewing aan die gang is. As jy nuwe geboue sien jy nuwe denkerigtings wat op die horison is. En ek hou daarvan as ons kyk na hoe word dorpe en stede ontwikkel, wat is die nuwe rigting in paaie, hoe maak hulle voorsiening vir fietsryers en hoe maak hulle dit alles veiliger en is breër en is sterker en is mooier. So ons kry ook in 'n tyd waarin ons lewe motorontwerpers, hulle kom uit met die nuutste motors en die mooiste motors. Kyk, vandag se motor is gister se ou motor, jy weet. Maar jy kry die ontwerpers wat sit en hulle verbeel en hulle dink, en met tegnologie vandag raak dit al hoe vinniger om 'n nuwe motor in 'n nuwe shape te kan bou. En ek dink daar's baie van ons wat 'n nuwe motor wil hê. Pas op net, wees net versigtig. Ek sê nie moenie, maar al hierdie Chinese goedjies wat op die mark kom, is vir klein mensies gemaak. Ek verwys nie na Marco nie, verwys net na ander mense toe. Waar is hy nou? Maar dan staan motorontwerpers, dan kry jy ook modeontwerpers. En dis baie van julle wat hier sit, wat hou daarvan om nuwe modes te skep. En uit te kom met nuwe klere en nuwe patrone, nuwe fatsoene. En dis iets wat nooit gaan ophou nie. Maar wat ek baie keer mis is onder die groep Christene, asof hulle wil stagneer in 'n tydperk van 50 jaar terug en hulle wil vashou wat hulle 50 jaar ervaar het en hulle wil nie vorentoe beweeg nie. Dit is vir my baie keer ontstellend om te sien dat in baie kerke daar so 'n groot konservatiwiteit is van ons moet tog net nie uit hierdie ding uitkom nie, jy weet. Wat nie verkeerd is nie. Maar ek onthou Pinkster Sondag aand het Dr. Albertyn vir ons 'n woord gebring oor nuwe wyn, en nuwe wyn
wat ook nuwe denkerigtings bring, 'n nuwe ontwerp bring, 'n nuwe smaak bring. Die Heilige Gees is heeltyd besig om nuwe liedjies te laat skrywe. 'n Nuwe dinge in die gemeentes te laat posvat. Is net ons wat moet reg hoor om by dit aan te pas. Die Here verwag nie van jou om nog 'n verhouding te hê met God, soos wat jou ouma en oupa dit gehad het nie. Want dis al wat hulle geleer het in daai tyd, maar in vandag se tyd kan jy 'n baie sterker verhouding hê met baie nuwer dinge wat jou gees kan penetreer en kan stimuleer. Ja, ek kry nou nie 'n amen daaroor nie. Dit was eintlik vir die jong mense bedoel, maar anyway. Okay. Baie dankie, amen. Ons leef met passie. Ek wil net weet, hoekom het ek nie so 'n T-shirt gekry vanoggend nie? Want ek kon julle hele tema uitgebrei het. Maar dis weer eens. Ja. Ons granite men moet maar ons T-shirts aantrek. Dit lyk baie beter in elk geval. Kom manne, kan ek 'n amen kry? Amen, amen. Nee, ons staan saam met mekaar hier, so hoor jy, ons is soos 'n... Maar ons leef in die beste tyd van ontwikkeling. Ons leef in die beste tyd van ontwikkeling binne in die kerk ook. En ons moet net ons ore fyn instel om te kan hoor. So, as ons kyk na eindtyd vrae, is daar baie vrae wat huidigelik gevra word. Christene vra dit, baie mense vra dit vir my, ek kan dit hoor op die media, daar word baie vrae gevra en baie gesprekke. So die vraag wat opkom is, wie is die anti-kris? Wanneer is die wegraping? Wie gaan die tempel herbou? Wie gaan sit en heers in die tempel? Die groot oorlog van die Gog en die Magog. Dis onder andere van vele vrae wat buitekant aan die gang is. Ek dink wat my hinder is dat Christene probeer regtig hierdie vrae antwoord met 'n sekerheid van ek voel die Here sê vir my dit en dit. En ek wil vanoggend net weer sê, die eindtyd en die eindtyd gebeure, eskatologie is 'n baie moeilike, verstaanbare, pinbare onderwerp. En om algemene Christene te kry wat probeer om te sê wie die anti-kris is. Ek hoor nou die dag sê, we think that Donald Trump is the next antichrist. Toe sê ek, ja nee, kyk, hy kan dalk wees. Ja. Of ek het gehoor iemand sê ook op die media, nee, hulle dink die leier van die EFF is dalk die anti-kris. Ja. En dis asof daar 'n groepering van Christene is wat hulle wil net sien dat die tempel moet herbou word, want dit beteken dat die eindtyd is daar. Nou, ek het my eie teologie rondom die eindtyd teologie, en ek wil net vir jou een ding sê, as ons moet sien wie gaan in die tempel sit, beteken dit jy het agtergebly, want dan het die wegraping alreeds plaasgevind. So as jy wil wag en wil bly en wil kyk daarvoor, bless your soul, but I'm not going to be here. Dis net onder andere een van my gedagtes wat ek het. So, en wie gaan sit en wie gaan heers, wie gaan heers in die tempel? Ek wil vir jou die teenvraag gooi. As God nie in jou tempel regeer nie, dan gaan jy 'n groter verlange hê van wie gaan daar buitekant regeer. Want dan is jy onseker. Ek gee nie om of dit iemand is van China, of dit iemand is van Rusland, en of dit iemand is wat uit die UN uitkom, wat gaan sit in die tempel. I don't care much about that. I believe in a Redeemer that has already brought us delivery and freedom. Ek is nie gebind aan daai goed wat daar gaan gebeur nie. Kan ek 'n amen kry? En dit moet vir ons sekerheid gee. Ek wil tog sê, daar is 'n wêreldsfilosofie wat geweldig toeneem,
Dit is lynreg met Christus, of teen Christus en Christenskap, en dit is ons moslim filosofie wat heers en wat wil oorheers, en ek dink uit dit uit is daar sterk lyne wat getrek kan word na eindtyd politieke beweging wat die wêreld gaan oorheers. So, maar daar's baie vrae, en dan die Gog en die Magog, die groot slag van hoe daar in 'n sekere gebied gaan daar 'n groot slag wees, en dan daar gaan die wêreld mekaar vernietig. En as jy bietjie verstaan van oorlog, dit is nie meer soos in die 1500s wat die kakies opgetrek het met hulle 500,000 ouens en vleuel hier en 'n vleuel daar, en dan stap hulle teen die Engelse, en dan kom die Engelse en hulle het hulle 5,000 mense, en nou skiet hulle so half teen. Dit gaan nie, werk nie meer vandag so. 'n Ou sit in Rusland en hy druk 'n knoppie en hy skiet 'n vuurpyl wat binne 22 minute vanuit Rusland binne in Amerika kan val. En ek wil net sê, dit is nie 'n stelling wat ek maak. Ek sê, die slag van die Gog en die Magog wanneer die wêreld gaan vernietig word. Dit gaan nie in een gebied daar ergens in Israel wees nie. Want oorlog bestaan nie meer so nie. Dis Amerika wat nou 2 weke terug, sommer vanuit 'n duikboot, verskillende missiele kon gevuur het op Iran. Jy gaan nie weet wat volgende gaan gebeur nie, maar tereg het my vrou gesê, en hulle het gejuig daaroor in die huis, die veiligste plek in die wêreld waar jy nou kan wees is Suid-Afrika. So, is 2 boeke. Is 2 boeke wat jy kan gaan kyk. Ek dink die een is op Takealot beskikbaar, ek weet nie van die ander een nie, maar die een is van Dr. Raymond Lombard. Ekskuus tog, sy naam is nie daar op die Openbaring in Afrikaans, Dr. Raymond Lombard. Hy is van die Volle Evangelie Kerk in Parow, en is 'n baie gesonde studiemateriaal wat jy vir jou kan aanskaf, en hy bied baie lesings aan. Jy kan dit op YouTube ook gaan kyk, gesonde lering wat daar aan die gang is. En dan is hier 'n ander boekie ook, The End Times van Eckhart Scrabble, wat jy ook vir jou kan bymekaar kry, en 'n bietjie daaroor wil lees, en dan sien wat aan die gang is. So ek wil kom by my eerste skrifgedeelte dan vanoggend, en dit is die volgende. In 2 Tessalonisense, as julle daar is, maak dit net vir my saam met julle in julle iPads of fone oop of iets. Ek wil hê jy moet dit lees. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Die dag van die Here sal aanbreek voordat die opstand eers gekom en die wettelose mens, die mens wat vernietiging bring, na vore getree het nie. Dit is nogal sterk woorde wat Paulus vir die gemeente van Tessalonisense sê. Sterk woorde, nee. Dis kernwoorde. Hy sê, hy sal hom verset teen alles wat God genoem word, en hom verhef bo alles wat 'n voorwerp van aanbidding is. Sy doel is om in die tempel van God te gaan sit en voor te gee dat hy self God is. Nou as ek 'n klein bietjie daai ding kan opbreek, eerstens waarsku die woord ons dat ons moenie na enige iemand luister nie. Moenie na enige iemand luister nie. Jy weet, Japie, jy luister na radioprogramme en is enige aap daar buitekant wat nou sy kommentaar wil gee en wil interpretering doen en alles wat daarmee saamgaan. Dit is wees versigtig, nee. En dan ook wetteloosheid. Miskien kan ons 'n woord bring in die volgende 3 weke. Harold, ek sal iets gaan voorberei oor dit. Wetteloosheid is heidaglik so aan die gang. Weet jy waar? Binne in die kerk. Moenie op jou foon sit en ry nie. Jy gaan ongeluk maak. Dit raak alles stiller. Stop
Stop by 'n oranje lig wat rooi raak. Stop daar. Moenie goed doen wat jy nie moet doen nie. Dis soos 'n ouer wat na my toe kom met haar dogter van 16 jaar, so 'n paar jaar terug, en sy kom sê, luister die pastoor, is dit reg vir my dogter om dan bier te drink? Sê ek maar, hoorie, hoe wil jy die antwoord by my? Kom, wat staan op die botteltjie? Daar's 'n ouderdom daarin, nê? So, voordat ek begin met wetteloosheid buitekant, die wetteloosheid binne in die kerk in gelowiges se lewens is so ordinêr aan die gang dat ons partykeer nie kan verstaan wat aan die gang is nie. En die Here begin by sy huis om sy huis skoon te maak. Amen. Doen jy wat reg is, as die ander ou doen wat verkeerd is, as die taxi ry oor die rooi robots, bless his soul. Hy gaan 10 papwiele kry in die hiernamaals of iets, ek weet nie, maar iets sal gebeur. Maar dit gee jou nie die reg om, maar as ons gaan kyk buitekant die kerk, ouens, daar is so 'n beweging in die wêreld aan die gang, dat ouers mag nie meer vir kinders sê, dis reg of te verkeerd nie. Hulle mag nie meer vir kinders tugtig of hok of enigietsie, want die kind is half in beheer. Hulle noem dit iets soos gentle parenting. Jy weet, en al hierdie goed, en ons gaan volgende kwartaal bietjie met julle daaroor praat, maar die wêreld sê vir ons wat ons nie eintlik moet doen nie, wil hulle hê ons moet doen. En ongelukkig is Suid-Afrika se regering se mense wat baie aan die neus rondgelei word, want hulle hardloop agter goed aan wat vir ons as Christen onaanvaarbaar is, en hulle forceer dit op die wêreld af, dat ons dit moet aanvaar en ons moet gewoond raak daaraan. Nou jy hoef nie. Kan ek my vinger, jy hoef nie dit te doen nie. Stop dit. Jy hoef nie agter dit aan te hardloop, jy hoef nie dit te aanvaar nie. Partykeer moet ons meer kan opstaan en sê, luister, ons aanvaar nie dit nie. So daar is sekere goeters, en dan kom ons by hierdie gedeelte in vers 4, die tweede gedeelte. Sy doel is om in die tempel van God te gaan sit en voor te gee dat hy self God is. En ek wil nou net daai skrif bietjie anders te interpreteer, en ek wil vanoggend dit sê. Wat sê Paulus vir ons? Hy sê, jy is 'n tempel van God. Hoorie, as daar nou een of ander geestelike leier in Jerusalem in die tempel gaan sit, wie gaan nou hom luister? Die mense van, verstaan jy? Dis wat ek weet nie hoekom die Christene so is, maar nou dink ons, daar gaan 'n ou daar sit, en hy gaan vanuit die tempel regeer, hy gaan die wêreld regeer. Hoorie, dink jy Afrika se mense gaan na 'n ou luister wat in die tempel sit aan die ander kant? Hulle luister nie eens na hulle selfie. Ek wil hier prakties begin dink. Wie gaan luister na daai ou? But the interpretation here is more like he's going to sit in your heart. And he will rule your heart. And he will say you and tell you what to do, not what to do. Dit is die grootste ding wat ons moet keer, dat daar nie 'n ander gees in ons hart kom sit en beheer neem van ons lewens en ons regeer soos wat die wêreld geregeer moet word deur 'n wettelose mens nie. Hoor jy die verskil? Beskerm jou hart. Want hy gaan hom verhoog bo enigiets anderste. Wat God sê, wat God se woord sê, gaan irrelevant wees. Why must I do it? En daarom moet ons as kerk, met alles wat ons het, moet ons konsentreer om nader aan die Here te kom en te doen wat God se woord sê ons moet doen. Amen. Ok, kom ons gaan nou nog 'n gedeelte toe in Judas. Ons is in al hierdie klein sendbriefies. Kyk gou na Judas 1 vers 18. Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotter wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skering maak in sinnelike mense wat die gees nie het nie. Amen. Ok, so spotters is 'n groepering van mense wat nie wil toelaat dat enigiets van Christendom
gepromoveer moet word nie. En as jy na die wêreldse media luister, dan kom jy agter hoeveel mense staan op. En is veral onder jonger mense, wat daar 'n generasie is, wat absoluut teen Christendom, veral teen ortodokse Jode, opstaan, en nie wil toelaat, dat dit wat geglo word, mag in plek bly nie. So, dit is van die tekens, wat vir ons in die laaste tyd na gedagtes toe moet vat, wat vir ons gaan help om te besluit, wat glo ons en wat glo ons nie. So, die vraag is, wie jy volg, bepaal jou potensiaal om te ontwerp. Hoe meer jy die wêreld gaan volg, hoe meer gaan jy 'n ontwerper wees van wêreldse patrone. Jy gaan dit baie maklik agterkom in jou kinders of jou kleinkinders, dat hulle gaan vir jou sê, but we don't believe that, and we don't talk about that, en alle goed. Ouers, jy het 'n taak om jou kind te leer wat die regte ding is. Moenie dit vir die skool los, dis nie die skool se werkie, dis ook nie die onderwyser se taakie, dis jou jobie daai. Jy moet hom leer wat jy glo wat reg is. Kan ek 'n amen kry? Amen. Amen. So, wie jy volg, bepaal jou potensiaal om te ontwerp. Met ander woorde, as ons gaan God volg, gaan ons meer en meer agterkom, want dis wat ons kan doen. So Johannes 10 vers 10, dis die eindtyd gees wat vir my ook regeer. 'n dief kom, 'n groepering van mense kom om net te steel en te slag en uit te ry. Met ander woorde, alles wat gevorm was deur jou jarelange toewyding aan die Here word vernietig, man, dis irrelevant, jy kan nie meer so dink nie, jy kan nie meer so glo nie, dis nou 'n nuwe wêreld waarin ons leef, ons moet nuwe goeders doen, en dit moet so wees, dis vry, daar hoef nie wette te wees nie, niemand hoef vir jou te sê wat jy mag doen en nie mag doen nie, you are free because God has made you free. Dit klink alles so mooi reg, maar dis nie heeltemal reg nie. Maar luister gou na hierdie gedeelte, en as jy dit nou kan neerskryf, sal dit vir jou baie beteken. Waarvoor het Jesus gekom? Kyk hoe mooi is dit. Waarvoor het Jesus gekom? Hy wil vir jou wat gee? Hy wil vir jou lewe gee. Hy het gekom sodat jy oorvloed van lewe kan hê. Hoor jy dit? Daar's 'n verskil. Hy gaan iets in jou stimuleer, wat vir jou gaan sê, luister hierso, dit wat hy gaan doen, gaan 'n effek hê, dat jy gaan begin lewe, meer en meer soos wat God wil jy moet lewe, jou potensiaal gaan begin ontwikkel word, van hier binnekant af, en dan sê hy die mooiste ding, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Daar's nie een geestelike guru in hierdie hele wye wêreld, wat sy lewe afgelê het vir mense nie. Nie een nie, behalwe die Here Jesus Christus. Gaan doen jou studie. Dit is baie maklik vandag, jy kan sommer net vir AI vra, jy hoef dit nie eens meer in te tik nie, jy kan net jou foon vra en hy sal vir jou antwoord gee. As jy dit intik, kan hy vir jou sorgvuldige antwoorde gee, maar dis glad nie so moeilik om daai antwoord te kry nie. Nou hier kom my storie van die oggend, 'n eindtydontwerper. En ek wil met julle daaroor praat vanmôre. So, ons gaan net so diskant 12:00 gaan ons klaarmaak. Luister gou mooi, 'n eindtydontwerper, sê dit gesaam met my, eindtydontwerper. Draai vir die ou langs jou en sê vir hom, jy kan 'n eindtydontwerper wees. Rodney, 'n eindtydontwerper. So, hier kom 'n paar skrifgedeeltes, ek dink dis net 3. En ek wil graag jy moet dit neerskryf, jy moet dit daaroor kan dink. Luister gou mooi na hierdie ding. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Dis wat die woord sê. So, luister gou mooi. In 'n tyd en 'n wêreld waarin ons lewe, gaan God nie weggehardloop nie.
God gaan nie weghardloop omdat daar siektes is en omdat daar bombardering is en omdat daar oorloë aan die gang is. God gaan nie weghardloop nie. God gaan nie weghardloop wanneer jy in 'n kritieke tyd of in 'n goeie tyd, hy gaan nie weghardloop nie, want hy het gesê, hy sal by ons staan. So, die eerste ding in Afrikaans wat hy daar sê is, moenie bang wees of mismoedig wees nie. Vrees en hierdie energieke ding wat hier binnekant moet wees, gaan nie daar wees nie, omdat ek hoef nie meer bang te wees nie. Ouens, ek hoef nie bang te wees oor wat gaan gebeur in die eindtyd nie. Moenie bang wees daaroor. Here Jesus gaan kom, hy gaan sy kinders kom haal. As jy weet jou naam is geskryf in die boek van die lewe, waaroor is jy bang? Amen. Hier is die rede. In jou Bybel staan daar want. Want is altyd 'n begin van 'n rede wat plaasvind. En hy sê die volgende, die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees, hy sal jou nie in die steek laat nie, en hy sal jou nie verlaat nie. 4 goed wat hy vir jou sê. Nou ek wil hê jy moet dit nou dink. Sê dit gou saam met my. Die tweede gedeelte. Lees dit saam met my. Die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by my wees. Hy sal my nie in die steek laat, of hy sal my nie verlaat nie. Amen. Wanneer is dit geskrywe? Wie kan vir my sê? Alwyn, kom, jy moet ou wat baie praat. Sê vir my, dis in die Ou Testament, Armand, dis jare terug, wat God al vir sy volk gesê het, ouens, jy gaan deur seisoene gaan, jy gaan deur moeilike en maklike alle tye gaan, maar weet dit, ek sal altyd by jou wees. Daar sal altyd 'n teenwoordigheid van God wees wat jou gaan ondersteun en wat jou gaan help. Die tweede gedeelte wat ek vir jou wil gee vanoggend is Jesaja 41. Nou hy's hier is hy nou lekker groot, maar Jesaja 41 is vir my hierdie belofte van 'n eindtyd kreatiewe persoon wat ontwerper kan bring, wat kan opbou, wat kan vorentoe vat. Hy sê, do not fear for I am with you, do not be dismayed for I am with you. I will strengthen you and help you, I will uphold you with my righteous right arm. Okay, nou die simboliek van die regterarm is altyd, dis God se sterk arm, dis God se magtige arm, dis God se kragarm. Wanneer God sê ek is daar, beteken dit niks kan hierdie arm van God onderkry nie. Dis die arm wat die vyand sal afweer, maar dis die arm wat ook jou sal help. So moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontstel word nie, want ek is jou God. Maak jou sterk, ek wil jou help, ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. How much more will you want? Lees dit saam met my, 1, 2, 3, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God, ek maak jou sterk, ek wil jou help, ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. Kan ek 'n amen kry? So, as ons kyk na 'n eindtydontwerper of 'n intydontwerper, dan is dit mense wat heropbou. Dis mense wat inspireer. Dis God wat by jou is en sterk is en wat jou gaan help en wat jou oorwinning gaan gee. Dis wat 'n eindtyd of intyd ontwerper is. En dit kan ons vorentoe vat dat ons in 'n tydperk sal kan lewe waarin God vir ons help. Nou kyk gou, ek wil vir jou vra om saam met my te blaai na Hebreërs 10 toe. Hebreërs 10 vers 24. Hoorie, volgende Sondag, Harold, die ouens wat nie hulle Bybels het nie, nee.
Wat het jy gesê? Skryf hulle kaartjie. OK, skryf hulle kaartjie. Hebreërs 10 vers 24. So dit is vir my in hierdie wêreld waarin ons staan. Kom ons veronderstel, daar breek nog 100 oorloë uit in hierdie wêreld. Kom ons veronderstel 'n volgende COVID slaan die hele wêreld. Ag, Here tog, al die goed. Hoe dan nou? Ons weet nie wat gaan nog kan gebeur nie. Maar in dit gaan die Here Jesus staan en hy gaan met ons praat en hy gaan vir ons sê, hey, ek wil hê jy moet 'n eindtyd ontwerper wees. En wat behels dit? So kom ons lees die skrif Hebreërs 10 vers 24, nee. Hy sê die volgende: Laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Karel en hoor jy? Dis die Bybel wat hier praat. Hy sê, laat ons heeltyd dink, hoe kan ons mekaar aanspoor tot hierdie wedloop? Weet julle wat? In Suid-Afrika is daar 'n kultuur wat, dis die afbrekende kultuur. Jesusie, ons kan mekaar afbreek, jy hoor dit tot in die grond toe. Dit is so maklik, dit vloei so voort. Dit is soos 'n ou voortrekker gestalte wat hier binnekant in jou pos vat. Jy wil net afbreek en hoe sleg jy is en hoe lelik jy is maar Jesus kom met 'n ander gedagte. Hy kom sê, hoe kan ons mekaar opbou? Met ander woorde, as ek 'n ontwerper is, hoe kan ek jou beter laat lyk as wat jy lyk? Dit gaan nou nie oor die uiterlike nie. Hoe kan ek iets invoeg of byvoeg tot jou lewe wat jou 'n beter mens gaan maak? Dit is die job van die kerk. Amen. Dit is die gesindheid wat binne in die kerk moet wees, is dat ek en jy kom om mekaar te bou en te inspireer en op te bou en uit te bou en sterker te maak. Hoe meer ons dit kan doen, hoe sterker gaan ons mekaar maak. Kan ek 'n amen kry? Weet jy, veral in verhoudinge is dit belangrik dat jy moet leer, hoe gaan ek een langs my sterker maak? Nou sê hy 'n mooi ding en ek weet al die Christene ken dit, vir al die Pinkstermense. Laat ons tog nie soos party gemeentelede die gewoonte het versuim om die gemeentebyeenkoms by te woon nie. Dis al wat mense ken. Jy moet al die byeenkomste bywoon, anders is jy in die moeilikheid, want as die Here Jesus kom en jy sit by die huis, dan bly jy by die huis. Weet? Maar kyk na die tweede gedeelte. Hy sê, kom ons moedig mekaar aan. Nog meer omdat ons sien die dag van Christus se koms al hoe nader kom. Weet jy wat doen aanmoediging? Weet jy wat se effek het dit op 'n mens as jy vir hom sê, come on, jy kan dit doen, jy kan deurgaan. Amen. Nico, kan jy onthou, elke keer as ons die twee ou seuns gehardloop het, en die skare is hier langs die skree, come on, you can do it, hou bene hou, nee, dis mos nou 'n goeie ding, hou bene hou, en dan sê jy so, hulle net weet hoe voel ek nou. Maar aanmoediging, ouens, dis 'n talent en 'n vaardigheid, wat ek en jy vir mekaar moet ontwikkel. Hey, hoorie, hoe het dit gegaan met jou gebedstye hierdie oggend, hierdie week? Eers maar nee, ek het net 2 minute, 3 minute, hoorie, maar kom ons skiet vir 10 minute. Jy weet, so meer ons gaan ontwerp binne in die kerk, gaan ons sterker mense hê, wat nie gaan fokus op wanneer kom Jesus nie. Ons gaan fokus daarop om mekaar sterker te maak, om die omgewing sterker te maak, om ons gemeenskap sterker te maak. Ons gaan fokus daarop om mense wat in ons lewens is, op te bou en nie af te breek nie. So vers 24, kyk gou saam met my. Aandag gee aan mekaar. Ons moet aandag gee aan mekaar. Hey, vra vir 'n ou langs jou, hoe gaan dit met jou? Dit help jy sê vir ou,
Jy dan nou dik geraak, jong. Ja, ek sien as ek 'n kringe om jou, jy dan nou oud geraak. Ek sien jy loop so mank, jy is al stok oud, nee. Hey, hoorie, ek sien jy donker kolle om jou oë. Waarvoor kan ek vir jou bid? Hey, hoe gaan dit by die werk? Kan ek vir jou bid? Kan ek vir jou help? Kan ek jou ondersteun? Hallo? Ons almal het dit nodig, net daai bietjie aanmoediging. Kom ons moedig mekaar aan, vers 25, om nog meer, omdat ons sien die dag kom nader. So hier moet eintlik 'n energie in die kerk wees, Harold. As jy my sien, moet jy my aanmoedig. Sê, Nols, kom aan, ons gaan hom nog vuriger dien, omdat ons weet hy is op pad. Amen. Go Nols, go. Yeah. En ons moet daai ding ontwikkel in ons binneste, ouens. Die oomblik wanneer jy 'n ontwerper word, raak jy 'n profeet. Want jy gaan begin woorde uiter wat bemoediging, ondersteuning, krag en liefde gaan betoon, eerder as enigiets anderste. En ek glo dit is deel van intyd lewe. Dat as ons intyd gaan begin om te fokus, ons verstaan. Ouens, ons verstaan, hier's 'n ondertoon. Jesus se koms is baie naby. Ek glo dit, ek leef dit is so, maar ek kan nie alles los nie. Ek kan nie ophou om my huis se munisipale rekenings te betaal. Ek kan nie ophou om my huis te versorg nie. Want die koms van die Here kan vinniger vir my kom as vir my vrou. Nee, julle het daai nie gevang nie. Of andersom, nee. Nee, ek spot sommer. Nee, hulle vang nie my. Luister. Luister mooi. Ek en jy het nog steeds verantwoordelikheid om vandag 'n boom te plant vir môre. Want vir die Here is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. So ons weet nie wat môre nog gaan gebeur nie. Maar ek moet reg wees om my lewensloop te kan deurvoer en te kan verwag. So klompie jare terug het 'n klomp Christene besluit dat daar gaan nou 'n geweldige vloed in die Weskaap plaasvind en die enigste veiligste plek is Ladysmith. En hulle het almal soontoe getrek na Ladysmith toe. En hulle het geglo dis die hele Kaap gaan verwoes wees want hier gaan 'n geweldige vloed kom. Nou as hier 'n groot golf kom, is die Kaapse vlakte en ons is almal daarmee heen. So dis waarom ek swem oefen. Ek kan Robben Eiland toe swem. Ek weet nie wat jy gaan maak nie, maar ek gaan swem. maar dis nou alweer amper 10 jaar later en die water het nie gekom nie en die mense bly nog steeds op. Verstaan, eindtyd teologie wil hê ek moet weghardloop van alles af. Waar Jesus eintlik sien, hardloop in alles in. Want ons het 'n taak, ons het 'n bemoediging, ons het 'n woord van verlossing, ons het 'n ewigheidswaarde wat ons kan bring na mekaar toe. Moenie bang wees nie. Ons gaan vorentoe kyk en sien wat God gaan doen binne in ons lewens. En ek sluit af met Judas 1 vers 20. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op die allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op barmhartigheid van die Here Jesus Christus wat die ewige lewe aan julle sal gee. Amen. Dis wat Judas skryf. Hy sê, oor die wat twyfel, in twyfelverkeer moet julle ontferm. Moenie 'n ou wat nie glo nie wegjaag nie. Moenie 'n ou wat nie in Jesus glo, moet hom nie buitekant hou nie. Trek hom in. Wees lief vir hom. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Dis nog 'n kwaai enetjie daai, nê. Partykeer moet jy vir iemand wat jy sien wat besig is met die verkeerde goed, moet jy aan die kraag vat en sê, luister, ons gaan nou eers onder die boom mekaar ontmoet. Want so kan jy nie aangaan nie. Dis nie die pad van die Here nie. En dan klap jy mekaar en jy skop mekaar totdat daar trane is en dan staan julle op en gee mekaar 'n liefdesdrukkie en sê nou gaan ons die Here dien. Daar's geen amen nie, Here. Ja.
Ja, jy tigtig die een wat jy lief het. Somtyds moet jy iemand wat teruggeval het, moet jy gaan haal. Jy moet hom gaan haal met geweld. As jy iemand uit die vuur uitpluk, gaan jy nie vir iemand sê, ag, skus tog Brandon, kry jou voete warm hierso. Ag, jy sê die kole is seker daar nou baie warm. Ag Brandon, wil jy nie maar uitklim nie? Ag Brandon, hoor jy, pasop tog net, jy gaan blaas op jou voete. En hy staan dan so, nee, jy gaan hom een duidelike klap gee dat hy uit die vuur uitval en hom uitruk. Dit is waaroor dit gaan. Kan jy die passie sien van die skrif en van die Heilige Gees? Is dat ons ontwerpers moet wees wat mekaar so sal lief hê, dat ons gaan nie toelaat dat jy agterraak nie, dat jy gaan bykom, jy gaan saam met ons stap. So maak ek kom speel nou hierdie ding, voordat ons mekaar hier gaan bykom vanmôre, en ons mekaar gaan help met passie. Amen. Ek sluit af vanoggend. Ek wil vir jou vra, waar staan jy met alles? Is jou hart gereed vir die koms van Jesus? Want dit kan nou nog wees. Maar is jou hart ook gereed en het jy die kapasiteit om nog 10 jaar te wag? Is jou hart sterk genoeg en is jou tempel gevul met die meester van alle meesters, dat ons kan elke dag aangaan, ongeag van wat in hierdie wêreld gebeur? Ons moet in ons lewens die passie vir Christus so vars hou, dat ons altyd gereed sal wees daarvoor. En as my ontwerpers hart dan vol is, gaan ek die ander een help met inisiatief en onderskraging en opbouing. Kan ek 'n amen kry? Halleluja. Kom staan saam met my op toe. Ons gaan afsluit. Dankie Here. Here, ons is nie bang vir 'n eindtyd wat moet plaasvind nie. Ons is nie bang vir wêreldheersers wat gaan kom en wat gaan wil probeer regeer nie. Want selfs hulle is ondergeskik aan die naam van die Here. Maar ons is ingestel as 'n gemeente vanmôre, Here, om wagtend te wees vir dit wat op pad is. Here, maak ons ore skerp om die klank van die besuin te kan hoor. Maak ons harte suiwer, Here, sodat ons lewenstyl sal leef soos wat U dit ontwerp het om te leef. Maak ons as gemeente paraat om mekaar te help, te bou en aan te moedig om hierdie pad te stap. Die pad van Christus in die eindtyd. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. En ons almal sê amen. Amen.